gesê, en dit is vir my so lekker om vanoggend hier so te wees. Ons praat vanmôre 'n bietjie oor Jesus loop saam. En ons gaan gesels vanoggend uit Lukas 24 uit. So, al die tekste en goed wat julle gaan sien op die bord vandag, kom uit Lukas 24 uit. So ek gaan nie elke keer sê Lukas 24 vers 17 tot 20 sê nie. Ek gaan net sê daar gaan ons op 10 tot 20 gaan weet jy nou kom uit Lukas 24 uit. Okay. Nou, ek is iets wat julle moet vra, want sien ek wil net 'n bietjie by julle 'n paar goedjies hoor. So as ek 'n vraag vra, moet jy lekker hard praat, want die tandmeis het op 'n tyd gekom om my tand te vat dit ongelukkig vir my ore. So ek kan nie lekker hoor. Okay, so jy moet lekker hard praat. Wie wat verrassings? Hallo, wie wat verrassings? Geen hallo. Ek verstaan dit ook. Ek verstaan dit ook. Maar kom ons praat eens oor mekaar. Wat? Vertel my 'n bietjie van julle verrassing. Wie wil ek vertel van een keer wat hulle heavy surprise was, hulle rare verrassing. Vertel my 'n bietjie. Waar's jy? Yes. Ja, was het verrassing. Awesome. Ja, sy het nog vir jaar self knoppies gekry. Wat sou nog vind ja? Wie kan dit op Kersfees? Wow. Yes. Ja. Wat is het? Ja, Jack 5, okay? Speaker. Yes, you cruise it. Okay. Iwan, wat is jou verrassing? 'n Barbie. Wow. Dit is 'n verrassing. Wat sou nog? Kom ons weer 'n bietjie. Nog eenetjie. Waar is die seuns nou? Come on, man. Wie wil 'n fiets kry? Wie wil 'n fiets kry? Hæ? Ja. Dis sien jy 'n verrassing vir jou. Ek wil dis net vertel van my bietjie. My bietjie het nog my pa verrassing gedruk van Kaapstad af. Die my bietjie van Kaapstad af terugkom en my pa kom in die huis en dis daar 'n tyd baba hondjie in die badkamer. So my pa op my bietjie vir pa, "Hi pa, dis weer 'n verrassing." Sê ek ry. "Waar gaan my pa met die land?" Los my pa met die hond. Maar ja, ek met my fiets. Kyk, dit was ook so gewees het ek het gedink ek kry ook 'n fiets, ek is nie seker nie. En ek mag nie in een van die ons huis het so stoep gehad het. Ek mag nie op die stoep gegaan het nie. En ek moet verstaan, kyk op die stoep gaan, né? En toe ek toe kom met pa met die fiets aan en toe ek het so yes! Ja, ek is ek die fiets gekry. So verrassings is ons. En hoe laat verrassings ons voel? Bly, né? Dis lekker. Hang maar watter tipe verrassing dit is natuurlik. Daar is baie verrassings wat nie so lekker is nie, maar oor die algemeen as 'n mens, jy al gehoor van die woord, ek was aangenaam verras. Né? Aangenaam verras. Jy weet 'n mens, jy weet ander verrassings, so mense so van praat, so hierdie is aangename verrassings. Want ons kry lekker persentens. So lekker. Weet jy waar ek dit net gekry het? Anyway, Maria en die ander vrouens was super verrassend. Onthou laasweek het ons gepraat, of 2 weke terug, het ons gekom dit by Jesus wat op die kruis gesterf het. Nou is dit 3 dae later, toe kom Maria en die ander vrouens daar aan. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vrou het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek." Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was. En gesê het, "Die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Jy nog eens net daar vers 5 sê, "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek." Jesus het opgestaan. Jesus het aan die kruis gesterf
3 dae later het hy opgestaan. So nou draai dan die persoon en jou na soos agter jou of langs jou wat sê Jesus het opgestaan. Kom ons maak seker ons weet dit. En terwyl hy dit sê Jesus leef. Dit is belangrik. Maar dit het vir hom hoe verras was Maria en hoe verras as die ander vrouens Israel was, nee. Ek meen, hulle kom Jesus nou jy weet, met Jesus te werk en hulle verwag iemand wat dood is en hulle kom aan en Jesus leef. Hulle kry hom net, ewe skielik staan hier die manne met blink klere en hulle sê vir Jesus leef. Wat is die eerste ding wat ons doen as ons 'n verrassing gekry het? Ons is soos ouens, julle sal nie glo wat dit gebeur het. Nee? Wie sê saam met my? Jy bel jou maatjie onmiddellik. Jy sê, "Jo, ouens, kan julle glo die Blou Bulle het gewen?" Dit spaar dit nie. Maar duidelik is die sound-engineer al agter die Blou Bulle. En my meisie, vriend. Anyway, so, jy weet die daarom gewoon om die nuus oor te vertel. En die vroue wat was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde ding aan die apostels vertel. So die vrouens het daar gesê, nou gaan ons hierdie ding vertel. Ons gaan nou dit verkondig. Ons gaan nou gaan in hierdie goeie nuus gaan vertel. Want Jesus het opgestaan. Hulle is dit is die coolste ding ooit. Hy leef. En weet julle wat in ons harte hoe daai selfe passie brand. Ons kan nie gaan vir mense sê hy sê ja, Jesus het gekruisig en gesterf en derde opgestaan. Verstaan, maar dit is die coolste ding ooit. Want Jesus het die dood oorwin. Wat is die een ding wat 'n mens altyd van seker is? Die feit dat jy eendag gaan doodgaan. Dit is pretty much dit. En die een ding wat geen mens kan vryspring nie, het God oorwin. Het Jesus oorwin. En ons het weer soos, ek gaan die storie vertel. Verstaan jy nou hoe ons breine verander as ons praat dat ons mense van Jesus gaan vertel. Ons moet sending doen die dag. Ons brein verander dadelik. Maar dit gaan nie meer oor net ek moet 'n ding gaan vertel vir ander mense en ek sien sending op so hierdie. Dit gaan oor dis cool. Wow! Dis amazing. Jesus het opgestaan en ek is verlos en ek is vry. Dit wat Jesus gesê het gaan gebeur, het gebeur en ek is nou verloste. Dis ons hart moet wees. Ons hart moet wees soos Maria Magdalena, Johanna en Maria, ma van Jakobus. Jesus loop toe saam met manne. Op dieselfde dag was daar 2 manne op pad na 'n dorp met die naam Emmaus. So dink in Emmaus, waar die Emmaus, as dit Emmaus. Jy het 3 Emmaus. Sy dorpie gewees, okay. So as jy ook hoor van die Emmaus gangers, dan is dit die manne wat op pad was na Emmaus. So hier stap die ouens, lekker op pad Emmaus toe, en so 12 kilometer van na die dorpie van Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was 'n gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes by hulle het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop. So hulle chat. Weet mos as daar iets groot gebeur het. Ek gaan dit doen so Spur. Nee, almal praat oor Spur. En die arme Spur en daai hele gedoente. Ek weet iemand het hulle gesê, hulle sou begin doen van Spur, hulle slaan so iemand in die hoopie. So, Spur het nou gebeur. Ek gaan net nie myself uitlaat oor alles nie, maar wat ek wil sê is, almal praat oor. As ek het gesê Spur, en almal het gedink, ja, ek het wel hierdie gaan. Presies wat het gebeur. Ek meen, hier was Jesus gewees wat die wêreld verander het deur sy lering en mense genees het en die groot gebeure van
van Jesus wat gekruisig is. So hulle het op sy gepraat oor net soos al die ander mense, praat liewe en alles. En Jesus praat saam met hulle, maar hulle was verhoed om te weet dis Jesus wat by hulle loop. Ek meen hulle het nie verwag in die eerste plek en Jesus is mos nou dood. Soos die normale mense, Jesus is dood. So hulle is soos, ken ek jou? Ek dink ek het iewers gesien. Maar hulle breine en hulle is verhoed om te weet, dit was Jesus. En dis hulle bietjie met hulle gesels, ek wil hoor wat gaan aan hierso. En later toe besef hulle eers. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het hulle gesig verdwyn. Hulle sê dit mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het. 'n Belangrike vers hierso. Hierdie het julle mooi lees. Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het. Jesus was in hulle midde en hulle kon iets ervaar van Jesus. Hulle kon agterkom dat daar 'n groot ding wat hier besig is om te gebeur. En Jesus is besig daar om met hulle te gesels. Hulle kon ervaar iets warm van Jesus se teenwoordigheid. Alhoewel hulle vermoed was om te weet as hy, kon hulle iets weet van hom. Nou Jesus leef en hy loop elke dag saam met jou. En weer iets, hulle het iets gesê, toe sê hulle, Jesus leef. Nee? En Jesus en God en ons is teenwoordig in ons, die Heilige Gees. So God en Jesus is teenwoordig deur die Heilige Gees in ons harte. Dit beteken dat Jesus saam met ons loop, net soos die Emmausgangers. Hy is by ons. Maar sien ons hom altyd raak? Herken ons hom in ons lewens? Dis die vraag. Gaan ons net blindelings in die lewe en dinge wat ons ervaar, ons geluk, soos, wow, ek is bly. En ons vergeet dat Jesus ook deel is van hierdie blydskap. Of ek is nou so hartseer. My hartjie pyn. En dan, miskien onthou ons dan van Jesus. Wanneer ons bang is en alles, Jesus is by jou. Hy is saam met jou. Hy hou jou vas. Hy los jou nooit alleen nie. Dit klink so 'n maklike konsep, maar so belangrik vir elke kind en elke mens om te onthou. Is jy moet weet, jy's nooit alleen nie. God is altyd met jou. Maak nie saak waardeur jy gaan. Ons almal het verskillende emosies elke dag. En as gaan 'n bietjie oor emosies net vinnig iets sien, wys. Daar's hartseer en bang en blydskap en ek kan nie weet dit is afguns. Disgust, ja, jy like my en anger. God is by ons met al die emosies. So kom ons vat gou 'n trip. Net so vinnig deur aan ons emosies. En ek op ons die lig